Goeiemôre. Ons is baie welkom hier by die Plaaskerk. Dit is 'n lekker volle huis vandag en dit is baie lekker om julle almal hier te hê. Wat 'n voorreg is dit om van ons om by mekaar te kom in die huis van die Here. Ons is almal geseënd, ons is gesond en ons kan nie uitkom. Dis regtig 'n groot voorreg. Nie baie mense het dit nie. So ek dink maar net so 'n bietjie daaraan, jy kon in 'n plek gebly het waar jy nie openlik die Here kon gedien het nie. Wat 'n voorreg is dit wat ons het om na by 'n kerk uit te kom. Goed, so vir die van julle wat nie te besoekers is, as julle wil weet wat hier aangaan, daar agter is 'n boek, skryf jou naam, nommer daarin, dan stuur ons vir jou WhatsApp, ons sit jou op 'n groepie, dan kan jy sien wat besig is om te gebeur hier by ons. Maar baie welkom aan almal hier. Die diens vanoggend, Abraham doen die diens vir ons en dit kom uit Daniël uit vanaf hoofstuk 3, 13 tot 18. Dan verjaarsdag, Koen, die 17de Junie, hierdie week so gaan maak 'n draai, gaan eet koek, gaan sê hallo, daar sal verseker koek wees daar. Goed, mense wat ongesteld is, ons vra net dat ons asseblief hierdie mense in ons gedagtes hou tydens gebede, en dan Gerda, Tannie Ina, van die kerk is nog nie heeltemal gesond nie, Pina is nog besig om aangestel, die Jean-Marie, dit gaan met haar beter, sy is by die huis besig om gesond te word, Tannie Alice is hier vanoggend, so dit gaan al beter, Lorraine, Willie het nou vir my gesê, dit gaan beter met haar, maar sy is nog nie heeltemal reg nie, en Anne-Marie Skutte, asseblief hou hulle in julle gedagtes en gebede, ook daar vir ten volle genesing. Die aktiwiteite hierdie week gaan aan soos normaal, Dinsdag aand se selgroepie is by Oom Koen en Tannie Christina, Woensdag aand se selgroep 7:00 hier by Lazar, Vrydagoggend die manne biddiens in die dorp, en dan Sondagoggend sien ons mekaar weer hier, vanaand is ons dan ook nou weer by die kloof vir die aanddiens daar. Sunfield bediening, laasweek Vrydag was daar weer 'n Sunfield, die volgende een is die 26ste Junie, so asseblief van die van julle wat nog nie by Sunfield was nie, gaan maak 'n draai daar is 'n bussie wat van die dorp af ry, 2:30, daai Vrydagmiddag, gaan maak 'n draai daar. Dan net terwyl ons nou hier by mekaar is, dis baie hartseer dat twee van die lede van die gemeente oorlede is hierdie week, van die Rachel Menenti, vir die Menenties en die hele familie, net baie sterkte toewens vir die verlies, wat hulle gehad het, ons almal dink aan julle en dit is hartseer, net ook sodat almal weet, daardie begrafnis sal wees donderdag hier uit by die Plaaskerk uit op Lazar, 3:00 die middag, en dan ook die afsterwe van Renée Mens, wat dan ook hierdie week gebeur het. Hou asseblief die families in julle gedagtes vir krag tydens hierdie tyd. Dan Renée se begrafnis is ook donderdag oggend hier 11:00, vir die mense wat dit wil bywoon. Ons gaan vir julle ander datums ook stuur, daar is 'n paar aktiwiteite wat besig is om te gebeur in die gemeente, die 28ste Junie is Bertus van Tonder hierso vir die diens, wat vir ons die diens gaan doen. Bertus is vir die sendingwerk doen van Bloemfontein af, die van julle wat hom kan onthou, hy was die vorige keer hier gewees met die donkie storie. Sorry, Bertus Smit, jammer, dankie Glenn. Iemand gee aandag. En dan die 15de Augustus het ons golfdag. Ons wou dit die 20ste gedoen het, maar ons het gesien, almal het redelik oefening nodig. So die wat boshokkie speel, asseblief praat met my, ons gaan dan die goed boek. Daar 16 vuurballe wat ons gaan boek vir die golfdag op Heidelbergse golfbaan. Die fondsinsameling is dan ook ten bate van Sunfield. En dan die 1ste Augustus, nee Jason, is Andries Vermeulen hierso by ons. So asseblief versprei dit wyd en suid. Andries gaan sy getuienis kom doen. Ons gaan die op die groep sit sodat julle kan sien presies om die datums te onthou. Dis regtig iets om te sien vir die van julle wat nog nie Andries Vermeulen se getuienis gesien het nie. Maak seker dat jy daai oggend in die kerk is. Goed, ons vra dat ons net gou die oë gaan toemaak en kan begin vir 'n minuut gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom in die woning weer. Wat 'n wonderlike dag is dit dat ons hier kan wees, dat ons kan regop staan om U naam groot te maak, want U is die koning van alle konings en die Here van alle Here. Ons maak U naam groot. Ons vra dat U Abraham se boodskap is ook so sal seën, ons sal gebruik as 'n spreekbuis, o Here, en dat dit
geestelik in 'n woord geïnspireerde boodskap sal wees. Ons vra dat U ons gesprekke hier sal seën, dat dit net sal gaan tot die verheerliking van U naam en die uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Nou kan ons staan en dan gaan ons 'n paar liedjies sing. Kom ons sing dit weer. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gediere. Ons droom weer op te gaan. Verleer ons nog die vrede. Ag, hoe dikwels lei ons maar. Net omdat ons nie ons nodig. Hy stort in Gods Vaderhart. The word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in your outcry. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name.
kinderkerk aan vandag. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre so saam hier in die huis van die Here bymekaar te mag kom. Saam so lofliedere tot eer van God te mag sing. En elke keer as ons so saamkom, dan besef ons net weer wat 'n groot voorreg dit is dat ons kinders van God mag wees en dat ons vanmôre hier in die huis van die Here kan wees. En mag dit wees dat die Here vanmôre met elkeen hier sal spreek, dat die Here vir elkeen 'n boodskap sal hê. Dat as ons hier uitstap, ons nie maar net hierdie boodskap sal hoor nie, maar dat dit ons lewens sal verander, dat dit ons hele manier van leef sal aanraak. Want daar's niks groter as om kind van God te wees nie. En mag dit wees dat ons dit sal begin uitleef, dat ons sal begin leef soos kinders van God. En daarom mag vanmôre wees dat die Here met elkeen van ons sal spreek. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie voorreg dat ons hier in die huis bymekaar kan kom. Here, my gebed is dat U vir elkeen wat vanmôre hier is 'n ontvanklike hart sal gee, Here. Dat ons die boodskap sal hoor, dat ons elke woord nie net sal hoor nie, Here, maar dat ons hier uitstap, ons gaan leef in 'n wêreld wat so stikkend is, 'n wêreld wat nodig het dat daar weer hoop is, 'n wêreld dat U kinders aan 'n wêreld sal wys. Hoe lyk dit as ek waarlik op God vertrou? Hoe lyk 'n lewe waar ek nie net sê ek is kind van God nie, maar waar ek leef soos 'n kind van God? En daarom is my gebed vanmôre, Here, kom U en spreek U met elkeen van ons. Here, kom U vanmôre en vernuwe ons harte. Kom U en gee ons weer daardie krag, daardie moed, daardie vertroue, waar ek weer glo, God is in beheer. Maak nie saak wat op my lewenspad kom nie. Ek sal staande bly, want ek hoef dit nie op my eie te doen nie. Mag dit wees dat U vanmôre elkeen hier sal aanraak, Here, dat U Gees ons sal vul, dat ons werklik hier sal uitgaan, anders as wat ons ingekom het. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil almal vanmôre saam met my op 'n reis terugnooi. Terug daar na die vlakte van Dura toe. Diep daar in die hart van die Babiloniese ryk. En as ons daar gaan, dan gaan ons op daardie vlakte sien waar die magtigste koning op daardie tyd op aarde, Nebukadneser, al sy leiers, sy amptenare, al die hooggeplaastes van daardie ryk bymekaar laat kom het. En sover as wat die oog kon sien, het mense aangestroom gekom. En daar het 'n afwagting geheers daardie dag, want iets gaan hier gebeur. En in die verte het 'n reuse, 'n enorme beeld, het hy geglinster. En hierdie beeld was so groot dat hy bo hierdie skare uitgetroon het. En hierdie beeld was nie net 'n kunswerk nie. Hierdie beeld was 'n verklaring. Want dit was die verklaring van 'n koning wat glo dat sy mag onaantastbaar is. En dat sy woord in die wêreld die hoogste gesag dra. En dan breek die oomblik aan. Die musiek begin speel. As ons daar lees, dan sien ons dus horings, fluitte, siters, luite, harpe, 'n doedelsak en al hierdie instrumente vul hierdie lig. En dan kom hierdie bevel en hierdie bevel is baie eenvoudig. Wanneer hierdie musiek begin speel, moet elke persoon wat daar is, moet voor hierdie beeld neerbuig. En as jy nie neerbuig nie,
sal jy in 'n brandende vuuroond gegooi word. En die oomblik wat hierdie musiek begin speel, huiwer hierdie skare nie. Hulle buig neer. Ons sien dit is 'n vlakte wat eintlik 'n see van gebuigde rye word. Maar tussen hierdie menigte wat so neerbuig, is daar 3 manne, 3 jong manne, wat nie neerbuig nie. En hulle weet wat die prys is wat jy gaan betaal vir gehoorsaamheid. Hulle weet dat hierdie vuuroond wat daarvan gepraat word werklik is, maar tog bly hulle staan. En wat volg is een van die seker mees aangrypende verhale van geloof in die Ou Testament, soos daar sien. Want hierdie verhaal gaan nie net oor 3 manne en 'n vuuroond nie. Nee, hier gaan dit oor die vraag wie werklik koning is. Hier gaan dit oor die botsing van menslike trots teen goddelike gesag. En dit gaan oor 'n geloof wat nie buig nie. 'n Geloof wat sal staande bly selfs wanneer die vuur daar brand en die vuur vir jou kan wag. En ek wil hê ons moet saam lees, die wat hulle Bybels wil oopmaak daar by Daniël 3. En ons gaan daar saam lees net 'n paar verse van die 13de vers af. En toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. En daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?" Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê: "Ons ag dit nie nodig om hierop 'n antwoord te gee nie. As ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie." Nadat ons hierdie geloofsantwoord van Sadrag, Mesach en Abednego hier gehoor het, wil ek eers net so oomblik terugstaan en hierdie toneel verstaan wat hier afspeel. Hierdie vlakte is vol mense. Hierdie is die belangrikste mense in die ryk, is ook almal daar by mekaar gekom. Hierdie koning het hulle uit elke provinsie laat kom. En hierdie is nie net enige byeenkoms nie. Hierdie is 'n staatsgeleentheid. Hierdie is 'n geleentheid wat ontwerp is om indruk te maak. Hierdie beeld wat daar voor hulle staan is 'n enorme beeld. En hierdie skare is so groot, so ver as wat jy kan sien. En hierdie musiek wat daar speel is indrukwekkend. So, hier sien ons 'n atmosfeer wat oorweldigend is. En dan kom hierdie bevel. Sodra julle hierdie musiekinstrumente hoor, moet julle neerval en hierdie beeld aanbid. En die boodskap is duidelik. As jy aan hierdie ryk behoort, sal jy buig. En let op dat die grootste druk nie aanvanklik van hierdie vuuroond kom nie. Vir hierdie manne kom hierdie grootste druk van hierdie reuse skare wat hier om hulle is. Want oral waar hierdie jong manne kyk, sien hulle mense wat buig. Vriende buig, hulle kollegas buig, die amptenare buig, almal om hulle buig. Maar God se waarheid word nooit deur die meerderheid bepaal nie. Daar staan hierdie 3 jonge
manne wat besluit het, hulle sal saam met God staan, eerder saam met God, as saam met hierdie hele skare wat sonder God is. En dalk lyk die wêreld se beelde vandag anders. Maar die oproep is nog presies dieselfde. Hoe sê die wêreld vir ons, pas in. Moenie uitstaan nie, moenie anders probeer wees nie. Buig net so bietjie, begin net die reëls so bietjie buig. Jy hoef nie altyd so godsdienstig te wees nie, jy hoef nie die Here in alles te dien nie. Maar die Here roep sy kinders om nie by die wêreld in te pas nie. Hy roep ons om aan hom en hom alleen getrou te bly. En die vraag is nie of daar druk gaan wees nie. Die vraag vanmôre vir elkeen van ons, wat sal jy doen wanneer die musiek begin speel? Want ware geloof word nie eers daar by die vuur bewys nie. Ware geloof word bewys daar waar jy besluit om te bly staan, waar almal anders buig. En dan sien ons dit duur nie lank voor daar opgemerk word dat hierdie 3 manne nie gebuig het nie. Want tussen hierdie duisende wat gebuig het, was daar mense wat fyn dop gehou het. En die Galdeërs kom en hulle kla hierdie 3 manne by die koning aan. En hulle herinner Nebukadneser aan sy eie bevel. En dan wys hulle vir hom, hierdie 3 mannetjies het nie gebuig nie. En skielik word Sadrag, Mesach en Abednego hier uit hierdie skare gehaal. Hulle word hier voor hierdie magtigste man op aarde op daardie stadium word hulle gebring. Kan jy jouself daardie spanning van daardie oomblik indink wanneer hierdie 3 manne voor Nebukadneser staan? En agter hulle is 'n vuuroond wat brand. En rondom hulle is hierdie reuse skare, al hierdie belangrike amptenare, en almal kyk, almal wag. Want die koning gee hulle nog een geleentheid. Maar dan kom sy uitdaging. En hoor wat sê hy daar in die 15de vers, wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? En hierdie is meer as net 'n dreigement, hierdie is 'n uitdaging aan die God van Israel. Want Nebukadneser glo sy mag is groter as enige iets. Hy glo sy woord is finaal. En hy glo niemand kan sy besluit verander nie. Maar sonder dat hy het besef, vra hier 'n vraag wat hierdie hele hoofstuk vir ons mooi gaan beantwoord. Want wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? En hierdie wêreld waarin ons leef, vra vandag nog daardie selfde vraag. Wanneer siekte kom, wanneer daar verlies in jou lewe is, wanneer daar druk in jou lewe is en daai druk neem so toe, wanneer jy so na jou toekoms kyk en dinge lyk vir jou onseker, dan fluister die wêreld vandag vir jou ook. Waar is jou God nou? Maar Daniël 3 gaan vir ons wys, daar is 'n God groter as enige koning, groter as ryke, groter as die vuur, en groter as enige mag in hierdie wêreld. En dan sien ons, kom ons by die hart van hierdie verhaal. Nebukadneser het sy ultimatum gestel. Hierdie vuuroond brand, hierdie dreigemente hang hier in die lug voor hierdie manne. En almal wag om te hoor wat gaan hierdie 3 manne se antwoord wees. Want party het gedink, miskien gaan hierdie jong manne begin onderhandel. Party het gedink hulle gaan probeer om verduidelikings te gee. Miskien sou hulle vra net vir so 'n bietjie meer tyd. Maar dan lees ons hier hulle antwoord kom vinnig en sonder enige huiwering as hulle sê, ons ag dit nie nodig om hierop 'n antwoord te gee nie. Met ander woorde, koning, ons besluit is reeds geneem. Daar is sekere dinge wat kinders van God nie eens enigsins hoef te heroorweeg nie. Wanneer God gepraat het, is die saak afgehandel, en dis wat hulle hier vir daardie koning sê. En dit is dan seker die mooiste geloofsbelydenis wat ons hier lees, as hulle sê, as ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand toe koning verlos, maar so nie.
En daardie 3 woorde verander alles, maar so nie. Hier sien ons die verskil tussen ware geloof en voorwaardelike geloof. Want sien, voorwaardelike geloof sê ek sal op God vertrou as hy doen wat ek wil hê. Ware geloof sê ek sal God vertrou omdat hy God is. Die 3 jong manne twyfel nie een oomblik in God se mag nie. Ons sien, hulle sê nie miskien kan God ons red nie, nee, hulle sê God is in staat, hulle weet hy kan. Maar hulle maak nie aanspraak daarop dat hulle God se hele plan verstaan nie. Hulle weet God is almagtig, hulle weet God is getrou, maar hulle weet ook God bly soewerein. En dit is diep geloof. Dit is daardie geloof wat verder kyk as net die uitkomste. Dit is geloof wat nie net op my omstandighede berus nie. Dis geloof wat sê, selfs al word my gebed nie beantwoord soos ek dit wil hê nie, bly God goed. Selfs as genesing nie kom nie, bly God getrou. Selfs as die deur nie oopgaan soos ek wou hê nie, bly God koning. En die wêreld verstaan nie sulke geloof nie. Nee, die wêreld vertrou op 'n God wat gee wat jy vra. Die gelowige vertrou op God vir wie God is. En daarom kan hierdie 3 jong manne met so oortuiging verklaar: ons sal die gode nie dien en die goue beeld wat hy opgerig het nie aanbid nie. Want hulle het besluit dat hulle eie veiligheid is nie belangriker as getrouheid aan God nie. En daarom, hierdie getrouheid is baie belangriker as gemak. En dis wat ons ook moet lees. Want sien, dat God belangriker is as die lewe self. En dis juis hier waar die grootste oorwinning vir hierdie 3 manne reeds plaasgevind het. Voordat hulle ooit naby die vuur gekom het, het hulle reeds hierdie stryd gewen. Want die koning kon hulle liggame in die vuur gooi, maar hy kon hulle harte nie laat buig nie. En daar is geen groter vryheid as dit nie. En Nebukadneser hoor hulle antwoord, maar in plaas daarvan laat sy hart sag word om te sien hoe hierdie manne vas staan, sien ons sy woede word groter. Daniël vertel vir ons dat sy gelaatstrekke het verander teenoor hierdie 3 manne. Die koning se trots is gekrenk deur hierdie manne wat weier om voor hom te buig. Hierdie 3 manne het dit gewaag om sy gesag te bevraagteken. En daarom gee hy die bevel dat hierdie vuur 7 maal warmer gemaak moet word. En dit beteken, hierdie vuur moet so warm gemaak word as wat dit kan word. So hulle maak hierdie vuur warmer as wat hy ooit sou kon wees. En dan word hierdie 3 manne vasgebind. En nou moet ons hier sien, ons lees altyd hierdie en ons dink, dis 'n mooi verhaal. Dit het werklik gebeur. Kan jy dink jy staan voor daai vuuroond? Hy word so warm gemaak. Jy word vasgebind. Daar's geen kans vir ontsnapping nie. Geen kans op oorlewing as dit van jou afhang nie. En die koning wil seker maak dat elke mens wat daar is sal sien wat die prys is wat jy betaal as jy ongehoorsaam is. En ons lees dat daar die hitte so geweldig was, dat die manne wat hulle na die opening van die vuur toe moes bring, doodgebrand het. En dan gebeur dit. Sadrag, Mesach en Abednego val met hierdie geboeide hande binne in die vuur. En vir 'n oomblik lyk dit asof hierdie koning gewen het. Vir 'n oomblik lyk dit asof die mag van die wêreld sterker is as God. Vir die oomblik lyk dit asof gehoorsaamheid net pyn bring. En dis baie keer hoe geloof vir ons lyk. Maar dan, ons lees hierdie verhaal net so in 'n paar minute en dan sit verby. Hierdie manne moes dit werklik beleef. Hulle het daar gestaan en hulle het daardie hitte gevoel. Hulle het gesien hoe hierdie soldate voor hulle nog by die oond kom dood neerval. Hulle moes daardie val in die vuur ervaar. En tog, al het hulle nie geweet wat volgende sou gebeur nie,
Weet, elkeen van ons weet hoe hierdie verhaal eindig. Hulle het nie geweet nie. En dit is hoekom hulle geloof so merkwaardig was. Hulle het nie gestaan omdat hulle geweet het, God gaan hulle red nie. Hulle het gestaan omdat hulle weet, God is waardig genoeg om gehoorsaam te word. En soms dink ons dat getrouheid aan God ons altyd van die vuur sal bewaar. Maar die Bybel leer ons iets anders. God het nie beloof dat sy kinders nooit deur die vuur sal gaan nie. Hy het beloof dat hy hulle nooit sal verlaat nie. Hierdie 3 jong manne moes ontdek dat dieselfde waarheid het hulle reeds hier ontdek wat die Here eeue later aan sy volk gegee het daar in Jesaja 43 vers 2. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie en die vlam sal jou nie aansteek nie. Hierdie vuur was werklik. Hierdie gevaar wat daar voor hulle was werklik. Maar God was by hulle. En terwyl die koning dink hierdie verhaal is verby, hierdie koning dink hy het hulle nou gewys as jy ongehoorsaam is aan hom. Hy het sy mag bewys. Maar dan is dit eintlik maar net op die punt waar die grootste wonderwerk gaan gebeur. Want hierdie koning het waarskynlik lekker gaan terugsit daar op sy troon. En hy het gedink hierdie saak is afgehandel. Hierdie rebelle is gestraf. Die vuurwind het sy werk gedoen. Maar skielik gebeur daar iets wat sy aandag trek. As Daniël vir ons daar beskryf, toe die koning verskrik geword en haastig opgestaan. Want die man wat 'n paar oomblikke tevore net so tevrede was, kan nou nie glo wat sy oë sien nie. Hy draai so na sy raadgewers toe en hy sê vir hulle, het ons nie nou net 3 manne vasgebind en in daardie vuur gegooi nie? En hulle antwoord dadelik, sekerlik koning, ons het 3 vasgebind en in die vuur gegooi. Daar's geen twyfel nie. Maar dan kyk Nebukadneser weer. En dit wat hy daar gesien het, moes hom so geskok het, want dan sien hy en hy sien 4 manne wat los binne hierdie vuur wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. 4 manne, nie 3 nie. En hulle staan nie meer gebind nie. Nee, hulle hardloop nie daar in die vuur rond van pyn nie. Hulle skree nie van angs nie. Hulle wandel, hulle is rustig, hulle is vry. Hier in die middel van hierdie vuur. En al wat hierdie vuur gedoen het, is om die bande wat hulle vasgebind het, los te brand, dat hulle nou vry kan los, daar rondloop. Hulle was daar ingegooi, hulle was vasgebind. En toe daardie koning weer kyk, stap hulle vry hier rond. En iets wat hier wonderlik is, bring ons by die groot waarheid van hierdie hoofstuk. Die grootste wonderwerk was nie dat hulle nie gebrand het nie. Die grootste wonderwerk was dat hulle nie alleen in daardie vuur was nie. Want God se grootste gawe aan sy kinders is uiteindelik nie die verlossing uit elke beproewing wat oor jou pad sal kom nie. Dit is sy teenwoordigheid wat in elke beproewing is. Wanneer die vuur daar op sy warmste brand, wanneer die pad in jou lewe dalk vir jou op sy donkerste voel, wanneer al die ander mense in jou lewe al begin wegstap, dan bly hy. Want die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van Sadrag, Mesach en Abednego, is nie 'n God wat van 'n afstand af kyk nie. Hy's 'n God wat naby kom. 'n God wat met elkeen van sy kinders saam in die vuur wandel. En terwyl Nebukadneser na die vuurwind kyk, begin hierdie antwoord op sy vraag voor sy oë ontvou. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Die God van Israel is nie net magtig oor konings nie. Hier sien hy selfs magtig oor daardie vuur. En Nebukadneser sien ons kan nie langer by die opening van hierdie vuur bly staan nie.
Die man wat hierdie vuur as 'n wapen gebruik het, staan nou verstom voor die God wat oor hierdie vuur heers. En hy roep uit, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En wat 'n verskil sien ons hier in hom? Kort tevore het hy hulle uitgemaak as rebelle. Nou noem hy hulle knegte van die Allerhoogste God. En hierdie 3 manne stap uit hierdie vuur uit. Hulle kruip nie, hulle strompel nie. Hulle is nie half verbrand nie, hulle stap uit. En al hierdie amptenare wat daar is, kom nader, hierdie landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadgewers, en hulle ondersoek hierdie manne van kop tot tone. En Daniël sê, die vuur het geen mag oor hulle liggame gehad nie. Die hare van hulle hoof was nie geskroei nie, hulle mantels het geen verandering ondergaan nie, en die reuk van die vuur het nie aan hulle gekom nie. Nie 'n enkele haar nie. Nie 'n enkele kledingstuk het iets oorgekom nie. Nie eens die reuk van die vuur het al in hulle klere gaan sit nie. Want die God wat hulle bewaar het hulle volkome bewaar. En dan begin iets wat niemand aan die begin van hierdie verhaal sou verwag het nie. Want Nebukadnesar begin hier praat, hierdie groot, hierdie magtige koning. Maar hierdie keer gee hy nie bevele nie. Hierdie keer bring hy lof. Hy bring lof as hy sê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Die man wat vroeër hierdie vraag gevra het, wie is die God wat julle uit my hand kan verlos, is nou self besig om vir God te verheerlik. Luister na sy getuienis. Hy erken dat God sy knegte verlos het. Hy erken dat diegene gered is wat op God vertrou het. En dat hy gewys het dat geen ander God soos hy is nie. En teen die einde van hierdie hoofstuk verklaar hy, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. En is hierdie nie wonderlik nie? Dis die antwoord op die vraag waarmee hierdie hoofstuk begin het. Wie is die God wat kan verlos? Hy is die Allerhoogste God. Die God wat groter is as Babel, groter as Nebukadnesar, groter as die vuur, groter as die dood, groter as enige mag wat teen sy kinders kan opstaan. Maar let op, hierdie grootste oorwinning van die dag was nie net bloot dat die 3 manne uit die vuur uitgekom het nie. Die grootste oorwinning van daardie dag was dat God se naam verheerlik is. Hierdie heidense koning moes erken, daar is geen ander God wat so kan verlos nie. En dit bly vandag nog net so waar. Elkeen van ons wat hier sit, as jy in jou lewe, waardeur jy ook al mag gaan, hierdie onthou, ons dien dieselfde God. Die God wat nie verander nie. Die God wat steeds getrou is. Die God wat steeds red. En die God wat steeds saam met sy kinders deur die vuur wandel. As ons vanmôre van hierdie vlakte af wegstap, dan ontdek ons dat hierdie verhaal nie net vir hierdie 3 jong manne oor hulle gegaan het nie. Hierdie verhaal gaan ook oor elkeen van ons. Want elke liewe geslag het sy eie goue beelde. Elke geslag het sy eie druk om te buig. Elke geslag hoor op een of ander manier die wêreldse musiek wat vir jou sê, pas in. Moenie anders wees nie. Moenie te ernstig wees oor jou geloof nie. Buig net so bietjie. Miskien staan jy nie vandag voor goue beelde nie. Maar hier waar jy vanmôre sit, staan jy dalk voor 'n moeilike besluit in jou lewe. Jy beleef dalk vreeslike druk by jou werk. Jy sit dalk vanoggend voor jou vuuroond van siekte, verlies, teleurstelling, onsekerheid. En dalk vra jou toestand, jou omstandighede vanmôre presies dieselfde vraag wat Nebukadnesar gevra het. Wie is die God wat jou kan verlos?
En Daniël 3 gee vandag vir elkeen van ons presies dieselfde antwoord as wat hy eeue gelede gegee het. Daar is geen ander God wat so kan verlos nie. En daarom mag ons iets leer hier oor geloof. Ware geloof sê nie, God moet my uit hierdie situasie haal nie. Ware geloof sê, ek sal God vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie. En dit was die geloof van Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het nie geweet hoe hierdie verhaal van hulle sou eindig nie, maar hulle het geweet wie God is. Hierdie verhaal wys vir ons na God wat red. Maar dit wys ons ook na iets wat sou kom en ook toe gekom het, die groter verlosser. Want eeue na Babel sou daar iemand kom wat volkome getrou sou wees aan die Vader se wil. Nie op die vlakte van Dura nie, maar op Golgotha. Nie voor 'n vuuroond nie, maar onder daardie oordeel wat elkeen van ons verdien het. En daardie verlosser is Jesus Christus. En aan die kruis het hy gesterf en die straf gedra wat elke sondaar verdien het. En deur sy opstanding het hy die sonde, die dood en die graf oorwin. En daarom kan elkeen van ons vandag weet dat ons nie alleen staan nie. Die Here wat by sy dienaars in die vuur was, is steeds dieselfde Here wat vanmôre vir elkeen van ons beloof, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. En mag dit wees dat God aan elkeen van ons wat vanmôre hier sit, daardie selfe geloof gee wat hierdie 3 jong manne gehad het. 'n geloof wat sal staan wanneer almal buig. 'n geloof wat sal vertrou selfs wanneer daar die vuur brand. 'n geloof wat kan sê, ons God is in staat. 'n geloof wat kan sê, selfs as ek nie verstaan nie, sal ek hom steeds dien. Want hy alleen is waardig. Amen. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met dankbare harte. Dankie vir die woord wat leef en wat krag het. Dankie vir die getuienis van Sadrag, Mesach en Abednego, wat ons vanmôre weer daaraan herinner dat U steeds dieselfde God is. Die God wat waardig is om vertrou te word, selfs wanneer die vuur brand. Here, ons moet vanmôre bely dat ons dikwels bang word. Ons kyk na die druk van die wêreld. Ons kyk na moeilike omstandighede. Ons kyk na onsekerheid. En dan wil ons harte baie keer net so meegee. Maar Here, vergewe ons waar ons eerder mense as U gevrees het. Vergewe ons waar ons soms gebuig het vir dinge wat nie plek in ons lewens verdien nie. Here, gee asseblief van elkeen van ons geloof. Geloof soos hierdie 3 jong manne. Gee aan ons die moed om te staan wanneer ander buig. Gee aan ons die oortuiging om aan U getrou te bly, selfs wanneer dit ons iets kos. En help ons om nie net op U te vertrou wanneer die pad maklik is nie, maar ook wanneer ons deur ons eie vuuroonde gaan. Ons bid vandag vir elkeen wat deur 'n vuur van beproewing gaan. Vir diegene wat siek is, vir diegene wat hartseer dra, vir diegene wat bekommerd is oor die toekoms, vir diegene wat moedeloos geword het. Here, laat hulle vandag weet dat hulle nie alleen is nie.
Herinner hulle daaraan dat U die God is wat naby kom, die God wat saam met sy kinders deur die vuur wandel. En ons dankie, Here, vir ons verlosser Jesus Christus. Dankie dat hy gekom het om ons te red van sonde en dood. Dankie dat ons deur hom kan weet dat niks ons van die liefde kan skei nie. Laat die waarheid van die woord hierdie week in elkeen van ons harte bly leef. En wanneer die wêreld se musiek weer speel en die druk kom om te buig, Here, vra ek dat U elkeen van ons sal help om met geloof te sê, ons God is in staat, en aan U alleen behoort die eer, die heerlikheid en die aanbidding. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer en my bring. Hy is die dag en waarheid, daar is die nacht, daar is die mens soos hy. Jou hande na voren, sing halleluja, hier aan hoog, halleluja, ons koning kom, ons heilige naam. Jou hande na voren, sing halleluja, halleluja, ons koning kom. Kom ons laat. Elke tong sal verduid. Hy die dood vir ewig oorwin. Hy het opgestaan. Jou hande na voor, sing halleluja. Mag het wees dat elkeen van ons, as ons vandag hier uitstap, dat ons soos daardie 3 jong manne kan wees, dat as die wêreld kom en vir ons vra, wie is die God wat julle kan red, dat ons ook so in geloof kan staan, soos hulle. En wanneer die wêreld wil hê, ons moet buig, dat ons regop kan staan, ons bly getrou aan die enigste en die ware God. En dis my gebed vir elkeen hier vanmôre, dat ons so sal uitgaan en in ware geloof sal gaan leef, dat die wêreld kan sien, ons skrik nie vir die wêreld nie, want ons weet wie in beheer van alles is. Hemelse Vader, mag U elkeen van ons so vul met die Gees. Here, dat ons hier sal uitstap en in oorwinning sal gaan leef. Want ja, as die wêreld wil hê ons moet buig, dat ons elkeen sal weet, dat
dat U ons sal red, dat U ons sal dra, dat U by ons is, dat ons nooit alleen is nie. Wat 'n voorreg is dit nie. Here, ek bid dat U sal gee, dat ons waarlik sal uitgaan en so in geloof sal gaan leef. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om saam daar in die saal. Ek dink ek het gehoor daar's 'n sop vanmôre, saam 'n sop te kom eet daar in die saal en 'n koppie koffie te kom drink. Dankie.